Waar is de kunst? Want you. Namens ons, Pastoor Roy, ons is eintlik almal familie, so dit maak nie saak nie. Baie hartlik welkom hierso in die teenwoordigheid van 'n afskeid wat ons gaan hou vir ou Willie. En as ek maar net dink aan die mooi tye, is dit so lekker om te onthou wat ons saam kon gedoen het. En dan was nie net lekker tye nie, dan moet moeilike tye wees, sodat ons weer kan chommies maak. So ons het sulke tye gehad, en vanmôre is ons almal hier saam, en weer eens 'n voorreg, Tannie Lena, Poppie, seun, almal van julle, ons is so hartseer vir julle vir die verlies. 2 maande terug het ek my sussie begrawe, so oud soos Willie, het ons my sussie begrawe. Ons almal moet hy pad gaan. Ek sê vanmôre vir iemand hier, ek moet enige dokter gaan sien, en dan kom daar en ek vra hom, dokter, ek kom net vir my 6 maandelikse medikasie. Hy sal afhang van my sê, jy moet anyway dood gaan eendag. Maar hy sê, jy gaan eendag vrek eendag so. Anyway, kom ons kyk wat kan ons vir jou doen. Mense, dit is vir ons almal bestem eenmaal die dood en daarna die oordeel. En daarom is ons hier vanmôre om die naam van die Here groot te maak. En net te sê, Here, U is my herder en niks sal my ontbreek nie. Hy laat ons neerlê in groen weivelde. Ander vriend vir my daar in Primrose het ons begrawe en hy het 'n liedjie gehad oor die kerk so in, die mense so inbeweeg in sy kus. En hy het so 'n liedjie gesing en sê hy, maak my snoesig toe onder my silwer kombers. Wow, dit was allemaal woorde wat 'n mens hart en diep geraak het. En vanmôre is ons hier om te weet, ons het 'n boete afgestaan in die dood. Maak nie saak wat sy lewe is nie, maak nie saak wat nie. Ons was saam, ons klein kindertjies af in Pastoor Green se kerk. Hy ken die Here. Hy weet die Here is sy verlosser en saligmaker. Hy weet waarna toe om te hardloop, waar is hy weivelde, wie is sy koning, wie is die een aan wie hy kan vasklou. Kom, ons gaan net, sit sommer net so, ons gaan nie staan nie, sit sommer net so, al sing ons saam, die Here is my herder. Sal my ontbreek nie.
voete op 'n ewige rots. Baie diep val hy my heen. Nog eenmaal weer. Here is my hande, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê en groen my velde. Na waters waar is het, lei hy my heen. Na waters waar is het, lei hy my heen. Baie diep waar hy my heen. Baie diep waar hy my heen. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. Baie diep waar hy my heen. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. Baie diep waar hy my heen. Ek gaan nog julle sê halleluja. Amen. My geliefde, welkom in hierdie oggenduur. Mag die Here jou aanraak en vir jou vrede bring wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Ek gaan vra, daar waar jy sit, hierdie plekkie is klein, buig net jou hoof en jy maak jou oë toe. Ewige Vader, almagtige God, ons vertrooster, ons leidsman, ons majesteit, is ons Here, en vandag wil ons U naam kom besing, verheug, om te weet, U die dood verslaan, U die seun gestuur na Golgotha, wat die prys betaal het, en Here wat vir ons lewe gebring het, in lewe en oorvloed. So Vader, ek bid vir hierdie kosbare familie en vriende vandag, en ek bid vir die salwing, wat die juk breek, Here, raak hulle aan, en herstel hulle gebroke harte. Here, dan dank ons U vir Toy se lewe. Ons dank U vir die herinneringe. Ons dank U vir die nagedagtenis. Ons dank U vir die mooi. En ons dank U laat ons hom geken het. Here, wees met almal vandag. En bring net 'n rustigheid. En Here, my gebed is, kom dierbare Heilige Gees, kom Skepper Gees. Die Gees van die waarheid. En Here, laat U die dag vandag die spreuke is. Laat ek U woord sal spreek, Here, laat mense aangeraak sal word. En vandag laat mense 'n besluit sal maak vir Jesus Christus van Nasaret. Amen. 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 My geliefde, ons is hier vergader in liefdevolle herinneringe aan Toy Kakie Swaar, gebore die 19de van die 7de maand 1960. So hy's nog jonk. Nie waar nie? Oorlede die 17de van die 4de maand 2026. Wat sal hy hom genoem het? The Entertainer. Amen. He was the happy-go-lucky guy. Greg het gesê, as jy daar gekom het, wou hy jou dag gemaak het. Nie waar nie, want hy het omgegee. Ek gaan vir jullie begrafnisbriefie lees. Dit het die almagtige God, die Here van die lewe en die dood, behaag om van ons weg te neem, ons dierbare seun en broer, William, wat sê tweede naam? Joachim Martinus Nel. Nee, ek kan nie. Ek wou sien of hulle wakker is.
Ons dank ons Hemelse Vader vir die ryk seëning, liefde en genade, so ruim oor hom uitgestort deur die jare. Ons tree soos gelowige kinders van God oor sy heengaan. Ons eer die nagedagtenis van 'n dierbare seun en broer. Hy sal met liefde onthou word deur sy ma, broer, susters, swaar en familie. Wat sou hy sê in hierdie dag, is Johan? Johan, hy sou sê, aan almal wat my lief het, ek weet dat julle my lief het, ek het julle ook lief. Julle mag my miskien nie sien nie, maar ek lewe nog. Ek lewe in julle gedagtes, in julle glimlaggies, en in julle harte. So moenie ophou lag nie. Ek wil hê julle moet gelukkig wees. Moenie ophou aan my dink nie. Moenie ophou van my praat nie. Ek wil hê julle moet weet, ek is gelukkig. Waar ek is daar geen pyn, geen trane, geen dood. Waar ek is net vrede. Amen. En dan gaan ons weer Psalm 23 toe. My geliefde, die Here is my herde. Maar is hy jou herde? Ons lees hom, maar is hy my herde? Die Here is my herde, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook na 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Dis die ding. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie. Want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teen my teenstanders. U maak my oop vet met olie, my beke loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. My geliefde, wat anders kan jy preek by 'n begrafnis as bekering? Baie van die mense, as ek hulle voor die tyd kry ontmoet, of hulle sê vir my, geestelik, semi-geestelik, of geen geestelik, how dare you? Dan weet ek of hulle 'n verhouding het met God die Vader, God die Seun of die Heilige Gees. Dan weet ek of hulle kerk toe gaan of hulle die Here aanbid in waarheid en in gees. En as ek 'n tema moet bysit by hierdie preek en hierdie dag, my geliefde, gaan ek hom preek, sê, die kruispad. Die kruispad. Die kruispad. Ek gaan vra, maak hy deur vir my oop. Dat 'n bietjie wynkie hier deurkom. Amen. Wat sê die Here in hierdie oggend hier vir jou? My kind, hoeveel keer? Hoeveel keer? How many times? Het jy voor hierdie kruispad gekom? Hoeveel keer? Kom ek sê vir jou, te duisende keer, honderde kere, het jy by hierdie kruispad gekom. En wat 'n paadjie sal jy volg? Hulle sê, once saved, always saved. In 'n mate is hy waar. Want as jy wedergebore is, en jy stap hierdie pad met 'n rein hart, skoon hart, en jy dien hom in waarheid en gees, en jy ken hom as die leidsman, die Messia, dan is jy een keer. So eintlik, in 'n mate is hy reg. Dan moet jy 'n verhouding met hom met jou. Miskien sit jy hier vandag, en jy sê, wat 'n keuse moet ek maak? Want hulle vra my daai vraag, wat 'n keuse
moet ek maak? Dan wil ek vir jou sê, jy kan nie sonder Christus lewe, jy kan nie sonder Christus sterwe. Hy is die weg, hy is die waarheid. En hy is God. Amen. En niemand kom tot die Vader behalwe deur Jesus Christus. My geliefde, toe COVID hier was, het ons gehuil vir kerk. Nou dat COVID weg is, wil ek vir jou sê, het hierdie land gedraai in 'n boosheid. In 'n boosheid. Hoekom is ons land so? Want die boer, die Afrikaner, bid nie meer soos wat ons gebid het nie. Ons het nie voor God gehuil soos wat ons gehuil het nie. Ons het hom aangeroep, ons het hom aanbid. Ons kon nie wag om kerk toe te gaan nie. Maar vandag kom die wêreld eerste. As jy gaan na die kroeg, is hy vol. Hoor as Steve daar sing, of miskien Freddie of iemand sing daar, is die kroeg vol. Maar gaan na die kerk toe en die kerk is leeg. Daar is nie meer tyd om te speel met jou saligheid, wil ek vir jou sê. Dit gaan oor die hemel en dit gaan oor die hel. En jy kies jou eie bestemming. God kies nie jou eie bestemming nie. God does not choose your destiny. You choose it yourself. En dis deur die keuses wat jy maak. Are you on? I say you cannot dance with the devil on a Friday night and then want to go to heaven. On a Sunday. Jy kan besluite neem. Jy het jou eie wil. Jy het jou eie wil. So ek het daai keuse, wil ek kom dien in waarheid en gees? Of wil ek twee gode dien? Want hy sê, jy kan nie twee gode dien. Een sal jy lief hê, die ander een sal jy haat. Hy sê, of jy's vir my, of jy steen my. So vandag is die kruispaad. Hoor my vandag. Vandag is die dag van bekering. This is a day of salvation. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Ek het gehoor as 'n paar soutjies hier. Kom aan, wie staan vir die waarheid? Wie staan vir die waarheid? Ek hoor niks. So ek kan hom preek soos wat hy moet gepreek word. Halleluja. Want die meerderheid van die mense, hoor my mooi vandag, het dronkaardig geword. Die dop is daar. Maar as jy die Bybel uitroep, is dit 'n ander storie. Wat gaan my skei van sy liefde? Wil ek vir jou sê, sonde. En die beloning van die sonde is die hel. Hy sê die hel, die dood. Die dood is die hel. Is reg, meneer. Maar daar's eintlik twee dode. Dis die eerste ene. Die tweede ene is waar God sal vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Want hulle staan op, hulle loop uit, of hulle vloek my na die tyd, of hulle sê, ek gaan vir jou. Hoor my, dis hoe gaan dit aan in hierdie land. Of hulle kom in met 'n liedjie, Highway to Hell. Do you want to go to hell? Do you know what hell is all about? Sal hy ons gooi in die poel van vuur? Vandag het jy die keuse. En wat se keuse gaan jy maak op hierdie kruispad? Wat se keuse gaan ek maak? Maar die Here sê, ek sal jou help, en ek sal by jou staan, deur elke beproewing, en deur elke storm. I'll never test you above what you can handle. Sal jou nooit toets, hoe kan wat jy kan hanteer nie. Nooit. Maar ons is te gou om die duiwel eer te gee. As dinge verkeerd gaan, sê hulle, dis die duiwel. Eendag bid, is ek in Claremont en ek bid vir die kleerling, en hy hou sy kind vas. Hy sê, maar nog net een slukkie, nog net een slukkie. En hier kom die ouens met die dwelms en die goed. Hoor my, hierdie land is in 'n toestand, want die land bid nie meer nie. Die land dan bid nie meer vir God nie. Ons is besig met die vyand. En ons besef nie. Nou die dag kry ek 'n geestelike band. En die Here gee vir my woord. You play on a Satan's playground. Toe sê hulle kwaad vir my. Ek gee die woord wat hy vir my gee. My geliefde, vandag wil ek jou sê,
Ek wens die kus het hier gestaan. Want gister staan ek voor 'n kus. Ek het 3 gedoen gister. Dan staan die kus hier voor my, Johan. Dan sê ek, luister mooi na my in hierdie oggenduur. As jy by hierdie kom, is dit die einde. Dit is die einde. It's the end. Dis finaal. Jy kan nie terugdraai nie en sê, maar Here, ek moet dit regmaak, ek moet dit regmaak, ek moet dit regmaak. Ek moet my broer om verskoning vra. Ek moet my suster om verskoning vra. Want vergewensgesindheid sal jou help toestuur. I'm talking to someone. Maar die Here praat en hy praat en hy praat en hy praat en my geliefde, dit val op dowe ore. Kom ek weet jou, as jy kerk toe gaan volgende week, vra die ou, wat het die pastoor laas week gepreek? Gaan hy vir jou sê, ek weet nie. Gaan hy vir jou sê, ek weet nie. Want daar is nie 'n diepte nie. Daar is nie intimiteit nie. Daar is nie. Maar ons sal speel met die sonde. Want ons is nie meer Godvreesend. My broer, ons is nie meer Godvreesend. Ons gaan aan of daar nog baie tyd is. Of daar nog baie tyd is. Ek sal môre regmaak. Ek wil vir jou sê, een van my pelle se pa bestuur sy sonnaskoolbus. Sê vir sy vrou, gaan net stort. En in die stort kry hy hartaanval en hy sterf. Een van my vriende ook, hy bedien met my, hy het 'n kunstbeer, hy val op sy gesig, 3 keer ruk ek hom. Hy val teen 'n glasdeur, hulle neem hom op en hy sterf. Hy's in hierdie week begrawe. Maar ek en jy dink daar's nog baie tyd. Ons dink ek gaan later regmaak. Ek onthou toe ek daai pad geloop het en gesê, later. Ek stel nie belang in hierdie later. Maar jy besef nie dat later nie aan jou behoort nie. Net vandag, tomorrow never comes. Wat gaan ons dan sê? My geliefde, laat die Gees met jou praat in hierdie uur, want is net die Gees wat kan oortuig. Ek kan jou nie oortuig. Vandag is ek die posman. Ek lewer die boodskap af. En dis hoekom sê hy, geen oor kan sê hy het nie gehoor nie. Geen oog kan sê hy het nie gesien nie. So my geliefde, is hy gereed? Ek onthou Kurt Darren sit in een van my dienste. En daar's 'n kus en daar's gitare. En ek sê vir hom terwyl ek preek, het jy met die oom gejam? Hy sê ja. Ek sê maar ek wil jou vra in hierdie dag, luister vir my. Is jy gereed om jou God te ontmoet? Wat sal hy vir jou sê? Nie wetend ek kom van 'n siekbed af. My geliefde, jy kan nou gesond wees, môre het jy kanker. Jy kan gesond. Ek het gister ene gedoen. Die man sê vir my, but pastor, my wife was never sick. She's never been to a doctor. But she's dead. How is that possible? Maar die dag as ons kom en die kus is in die kerk, vir my moet die kus daar wees, laat jy besef wat jy verloor het. Laat jy kan huil oor wat jy verloor het. As ek net geweet het, as ek net kon gesien het, as ek net kon verstaan het, sou ek dinge anders gedoen het, sou ek meer waardeer het, meer geëer het, en meer gesê ek het jou lief. Maar is te laat, pastoor, wat maak ek met hierdie pyn wat my so breek? Wat maak ek met dit? Hoe kry ek dit uit my uit? Net God se Gees kry dit uit jou uit. Baie mense, luister, sit met spyt. As ek net geweet het. As ek net kon gesien het. My geliefde, hoe lyk jou saak? Ek is nie jou wat sê, sit jou vinger op. Die Gees van God sal jou oortuig. Nie rooi nie. Hoe lyk jou saak vandag? Is jy tevrede met jou geestelike toestand? Kan jy werklik sê, ek is gereed. Ek is gereed om my God te ontmoet.
want ek weet wat hy vir my gaan sê, want dis hier my. Ek het hom gedien in waarheid en gees. Ek het hom my alles gegee. Ek het my knie gebuig. Ek het uitgeroep na 'n lewende God. Jesus Christus is die Messia. Hy is die Meester. Hy is die Here. En elke knie sal buig en bely dat Jesus Christus die Here is. Amen. En my geliefde, ons kan amen sê, maar hoe lyk ons harte? Want hy ken die hart. Hy ken die hart. Hy weet wat daaraan gaan. Ek kan dinge vir jou wegsteek, maar ek kan nie dinge vir die Gees van God wegsteek nie. Hoe lyk ons harte? Is ons gereed? Weet jy, waar jy is vandag, het jy genade. En sy genade is genoeg. Hy praat in Engels from the word mercy. When I shout out mercy, mercy, dan vergewe my so ver as die ooste van die weste, gooi dit in die diepste see en dink nooit weer daaraan nie. Hoe lyk dit? Is ek gereed? Sal hy vir my sê. My geliefde, of sal ek met die sonde speel? Of sal ek hom vir hom sê, maar ek het duiwels uitgedryf, ek het baie my lewe uitgedryf. Ek het die siekes, ek het vir kanker gebid. Verlamde mense, blindes, dowes in Durban, wat kon gesien het. Sal hy vir my sê, gaan weg, ek ken jou nie. Kom ons kom by die waarheid. Is jy gereed om te sterf? Is jy gereed om te sterf? Was jy by 'n doodsbed? Vra my. Hulle vra my hierdie ding. Hulle vra my hierdie ding, sal ek dit maak? Dan fluister ek in hulle ore. As jy 'n verhouding het met God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees, sal jy dit maak. Anderste sal jy nie deur die dal van doodskade weer gaan met hom aan jou sy. Want as hy nie aan jou sy is nie, wat gaan gebeur daai dag as jy deur dit moet gaan, die doodsvallei alleen, my geliefde. Dan gaan ons wakker skrik. Dan gaan ons, ek wil die Here dien, ek wil my te laat. Te laat, it's too late. Preek om nou die dag, it's too late. But I'm so young, if only I knew. But you're a God of love, why would you send me to hell? Jy kry nie hierdie preek in 'n kerk, hoor my. Ek sing by begrafnisse. Hulle kom en streel jou ore, die Here is lief vir jou. Moenie worry. Daar's baie keer dan dink ek klink vanuit Paul kansel af, want jy lieg. Want jy kry die predikers wat lieg. Hy wil jou gelukkig hou, want hy soek jou geld. En ek praat met die predikers. Worry oor getalle. Na die diens, ons het so 'n goddelike diens gehad, die lieg. God se teenwoordigheid is daar by die Reinhard. Daar sy teenwoordigheid. Nie net by 'n klomp mense nie. As die hart rein is, daar's waar rein is. My geliefde, as ek het die diens weer 12 uur. So ek moet kyk, want as ek eers begin, geniet ek dit. I'm a devil chaser. Vir my gaan dit oor jou siel. Want nie een siel moet verlore gaan nie. Elkeen moet gered word. Amen. Nou soveel skrifte gaan nie Galasiërs toe, Efesiërs, Romeine, praat hy van. Onthou van Nicodemus toe hy vir die Here sê, how can I become reborn again? I cannot go into my mother's womb once again. En wat sê Jesus vir hom? Deur gees en water alleenlik sal jy. Through water and spirit. My gebed is dat die Here jou hart sal penetreer. En elke keer as ons besig is met sonde, en ek kan sê wat die Bybel sê, tot as jy 'n dop skink vir jou pelt, is jy skuldig. Hy sê jy is skuldig, nie ek nie, die Bybel.
want hy kom, he's coming for a bride without spot and blemish. Hy kom vir 'n bruid wat heilig is. Hy kom nie net vir iemand. Weet jy, almal kom, en ek dink die mense is op Facebook al, hoekom preek jy hierdie goed? Wat sê ons, Greg? Rus en vrede, rus sag, sien jou eendag. Hoe weet jy? Ek sal jou sien. Ek sal jou net sien as ek 'n verhouding het en my geliefde verhouding het. In my pa se huis is baie wonings, sê hy. Hy sê ek gaan 'n plek voorberei. As ek klaar is, kom ek jou haal, laat jy by my wees. Maar jy moet daai verhouding hê. Nie godsdienst nie. Religion's a curse. It's man-made. It's rules. Maar verhouding is lewendig. My geliefde, wat beteken die kruis vir jou? Wat beteken? Ek dink aan die man wat langs hom gestaan het, toe hy sê, Here, dink aan my, wanneer u in die paradys kom. Wat het God vir hom gesê? Vandag! Hy het nie eens gesê, hy is vergewe nie. Hy het hom nie gevra, as hy wedergebore is nie. Hy het hom nie gevra, ken jy my? Jy het niks. Hy het gesê, today you will be with me in paradise. Dis die God van vergifnis. Dis die God van genade. Amen. Amen. My geliefde, so maak gou, terwyl, jy moet by Johannes kom, en I love it, Johannes 11:25. Ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit ooit sterwe nie. Nooit ooit sterwe nie. Dan moet ons by hierdie ding kom. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik en ek het die geloof behou. How we say it? By faith and faith alone. Deur geloof en geloof alleenlik, om te glo, hy is die Messia. This is the gospel. This is the gospel. Maar ons is te macho. Ons is te trots. Ons is te vol van onsself. Ons tyd om te sterf aan onsself. Amen. Amen. My geliefde, ek het 'n ding. Dan praat ek oor familie. Kom ons praat oor familie. Die meerderheid families, hoor my vandag. As jy in 'n bediening is, dan kan jy praat oor familie. Want jy moet altyd uitgaan om hulle probleme op te los. Jy moet altyd gaan om hulle probleme op te los. Want of hulle slaan vuis, of hulle vervloek mekaar, dan hoor jy, ek hoor my by begrafnis, tot by begrafnis. 'n Man staan hier, en hulle beklei terwyl ek probeer uitvind wie hulle geliefde is. Staan hy hier, en hy sê, as hierdie diens klaar is ek klaar met julle, ek wil julle nooit weer sien nie. My vriend, verstaan jy wat jy sê? Onvergewensgesindheid sal die hel toestuur. En hy sê in Johannes, as jy nie vergewe ek ook nie. Maar die sonde is op jou. Amen. Maar die sonde is op jou. Amen. Of jy sal sê, ek het vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie, dan het jy nooit vergewe nie. Amen. Dan het jy nooit vergewe nie. Hoor my, want dan kom hy seer weer op. Dan is dit 'n hoop deur vir siekte. Siekte is nie natuur nie. Dan is dit 'n hoop deur. En as jy weer kyk, het jy kanker en ek sien baie kere, veral as 'n vrou nie vergewe borskanker. Talk to me, I've had prophetic word when I prophesied over them. As ek nie liefde het nie, dan het ek niks. Korintiërs. Dan praat ons ook hier van Galasiërs 5:22. The fruit of the Spirit. My geliefde, vir wie moet jy gaan sê, ek het jou lief? Vir wie moet jy gaan sê, vergewe my asseblief? En daar is, or do I have to prophesy?
Hoe lief is jy vir jou familie? Wat beteken jou familie vir jou? Of druk jy hulle elke dag en jy soen hulle en sê, jy is my lewe, jy is my wêreld, ek reik in my world. As daar nie soveel mense sal ek sê, staan op, kom, druk die persoon langs jou. Kom aan, druk die persoon langs jou en sê, ek is lief vir jou. Dan nie druk hy toch vir jou. Druk hy hard. Is dit jou vrou? Is dit jou kind? Weet jy wat, mense dink, as ek sê ek is lief vir jou, moet ek net vir my naaste sê. Dis nie wat die woord sê, dis vir almal. En as jy nie vir almal kan sê, ek is lief vir jou, dan gaan jy dit mis. Nou luister jy. Hoe weet jy is nie die laaste keer? Hoe weet jy is die laaste keer nie? Dat ek kan sê ek is lief vir jou. Ek onthou eendag kom ek in die kerk en hulle sê kom bid saam met ons. En ek gaan saam met hulle na die bidkamer toe en ek tel op hulle kan mekaar nie verdier nie. Toe die pastoor my oproep om te kom bedien, toe doen ek Amazing Grace. En terwyl ek sing, stop ek en die Here gee my die woord. Die eie ek moet vrek. Ek sê, julle kan mekaar nie verdier nie. Daar's geen eenheid. En hierdie pastoor nooi sy vriend die volgende Sondag om te kom preek en hy's 'n psalmist. En hy sê, ek het woord vir julle. Die Here sê die eie ek moet sterf. Toe bel hy my toe sê kom terug. Eerstens sê ek gaan nie jou betaal, ek het nie jou geld nodig. En die waarheid kom bring. Amen. So moet het wees. How do you know it wasn't the last time? Hoe weet jy, dit was nie die laaste keer. My geliefde, ons is te besig met later. Later gaan ek jou bel. Later gaan ek jou vertel. Later gaan ons braai. Later gaan ons gesels. Is dit nie so? My geliefde, hoor jy nie? I got the call this morning. I can't believe he's gone. Thought he'd be here forever, but one more time proved me wrong. It was just a week ago. Thought I should call and say hello. Now I'm reminded once again, life's a vapor in the wind. Love the people that God gives you. They're a gift that heaven sends. Live and laugh and make some memories. Treasure every moment spent. 'Cause none of us are here forever. That's a proven fact. Love the people that God gives you. 'Cause one day he'll want them back. Each day the mirror tells the story. I wonder where the time is gone. Children laughing round the table now have children of their own.
There may be things you need to say. So while today is still today, you have the chance to hold them close. One more chance to let them know. Love the people that God gives you. They're a gift that heaven sent. Live a life that makes some memories. Treasure every moment spent. 'Cause none of us are here forever. That's a proven fact. Love the people that God gives you. 'Cause one day He'll want them back. Oh, and the list keeps getting longer. Friends and family that I miss. But when I think of what matters most, it all comes down to this. None of us are here forever. And that's a proven fact. Just love the people that God gives you. 'Cause one day He'll want them back. Love the people that God gives you. 'Cause one day He'll want them back. Wie van die liedjie? Smare woord. Was hy perfek? Nee. Van wie is perfek? Greg sê hy was baie behulpsaam. As hy langs die pad ry en daar's iemand wat staan, stop hy en hy wil help. Hy was lief vir musiek. En hy was lief om mense te vermaak. Ek vra hom, wat was sy gunsteling disk? What did he enjoy? What was his favorite dish? Jy sê vir my gaan vra, Whitfield Roadhouse. Pap en vleis. Maar hy het ook gesê, hy was baie reguit. Maar was hy wat hy baie kras was. Sê vir die waarheid. Die waarheid. Maar ek dink hy het ook 'n moeilike lewe gehad. As ek kyk na hierdie. As hierdie preek jou nie geskit het nie, sal niks jou skit. Sal niks jou skit. En tyd genees. Hulle sê jy verstaan 'n preek as jy hom 5 keer gehoor het. Dan verstaan jy. Raak ontslaaf van die onvergewensgesindheid. En wees die vredemaker.
aan sulkes behoort die koninkryk. Wat vat dit om te sê ek is jammer? Wat vat dit om die vredemaker te wees? Niks. Dis 'n besluit. Amen. Amen. Tyd vir die waarheid. En die waarheid maak vry. So maak hy keuse so gou as moontlik voordat jy in die kus lê. Ons gaan oorgaan na die Helderblyk toe en ek gaan Greg vra dan om die Helderblyk vir ons te doen. Thank you, Greg. When you spoke to me, I clicked with you. Good morning, goeiemôre, goeiemôre. First of all, I would really and truly like to thank Pastor Roy and Krista for your excellent service, your thoughts, your prayers, and I didn't know, but you know my family. They walk in the door and you greet them by name. And the one next to you is your terrorist. I don't know who talked to who, but yes, it was so nice to see that you actually do and understood. I'd like to thank each and every one of you for the thoughts, the prayers, the well wishes, the words, the WhatsApp messages, the everything. I got a lot because my wife doesn't answer the phone all the time, so they were redirected to me. So yes, thank you very much. Thank you to Albert Kurt Human from Langebaan. Unfortunately, he's too sick to make it up, but he grew up with a family. Although he wasn't a blood brother, they all saw him as a brother. He's older as yet. I was older than Johan, but thank you very much. To my sister that's sitting in Tiptree in Essex in the UK, streaming, and she sent me a message that it's so good and so nice to see it. She's a Pommy now, she doesn't understand Afrikaans, but I'll translate it to her. When my family met my wife and her family, she said to my mother, "Mom, look at my banks, I washed them, but they're nice and clean." And I said to me, "Really? Why did Jenna go and wash the banks?" I said, "No, she washed the couch, not the banks." But that's how it was, and I was a Rou Engelsman. Because we are more under the beginnings. And I fell into a Rou Afrikaans family. And that's where I got it. So, thank you very much. Thanks for everything. Thank you to ABBA. Also, the service was unreal, everything. Leanne, a special thank you coming to Lord Willie's last day, Toy, to come and help clean him, bath him, massage him, put his catheter on, everything like that. It's really, truly appreciated, blessed. Wat jy bygestaan het by hom, dat dit baie beteken, baie gemeenig het, so baie dankie Annie, dat jy jou tyd opgegee, to my wife and my kids. Darren, our heart bleeds for you, your loss. He was Darren's naughty father, he was the one that Kakan with Darren, and Darren was allowed to do whatever. He taught Darren to shoot birds and to braai them and clean them and eat them. That type of stuff, that was very, his fishing, the fish thing. Whenever everybody wanted to go fishing and get hold of my two sons, Devin and Darren, almost come first farm. And then they would go off and they would sit on the side of the, for hours, days, things like that. That's who he was. So yeah, Leanne, if I can call you up, you come and talk on behalf of your dad's side of the family. Cyril's going to do it, okay. Cyril, if you don't mind, please. Hallo allemaal. Ik zit vanaf een briefje van die familie af. Ik moet in ons terug. Het groot hart is zwaar. Je moet vandaag afscheid van mijn boete en mijn zwaar. Als zo'n en zo'n familie. Een bijzondere mens wat altijd daar was van. Toe hy so gedaartigheid omgee, oprechte liefde vir mense en bereidwilligheid om te help, het hom 'n besondere mens gemaak. Hy het nooit gehuiwer om
help en aan by te bied, verhoor vir troos, wysheid te spreek. Vir ons was hy 'n steunpilaar en iemand wie ons altyd kon staat maak. Die leegte wat hy agterlaat is groot, maar die mooi herinneringe wat ons saam met hom gedeel het. Ons sal vir altyd in ons harte leef. Ons wil hom onthou vir sy warmte, sy lag en die manier waarop hy elkeen van ons spesiaal wat voel het. In tye van vreugde en hartseer was hy altyd daar met 'n sagte oog. Hy help met 'n hand en 'n klop aan. Jou nalatenskap van liefde en omgee sal voortleef in elkeen van ons. Hoewel ons toe vandag fisies moet groet, weet ons dat jou gees altyd by ons sal wees. Ons sal toe nooit vergeet. En ons sal voortgaan met ons lewe te vier die liefde wat toe aan ons gegee het. As ek nie Boetie sal onthou, as ek jou bel en jy antwoord en sê, ja my Boetie, wat soek jy nou weer? Dit sal onthou word en nou gaan dit stil wees as ek jou bel. Boetie, ek is Sjoerd, sien jou weer. Ja, dan sê telefoon na Jesus toe so te sê. Amen. My geliefde, ek gaan vra kom ons staan. Ons het tot die einde van die diens. Net vinnig as Oh, I'm taking you with me to the next one. Enige tyd. Ek is Geraldine, ek is sy mense dokter, dit is vir jong so ons gaan net gou die boodskap sien, hulle is baie lank vir ons hom. Ek gaan die boodskap van my ma lees. Hierdie is nie ons finale groete nie. Ons paadjie sal weer kruis, wanneer my beurt is om die pad saam met Jesus te stap tot by die hek van die hemel. Maar jy sal altyd 'n baie spesiale plekjie in my hart hê. Ek sal ook altyd die you and me time die beste memories onthou. Ons lag en trane saam, wat jy altyd getig het as jy onmoontlike goed gedoen het. Ons party times, ons rustige tyd saam, vakansietyd met die man en die kinders, elke aand se gewag dat die hooter moet blaas by die hek as jy kom eet en tee maak, almal weet hoe baie hy van sy tee gehou het. Liam wat wag om ons wegkry te kom speel en puzzles te bou, Kersfeestyd saam. As ek lus is vir 'n braai, dan bel ek jou en sê die braai werk nie, die vuur wil nie aansit, maar dis net omdat jy die vleis moet kom braai vir my. As enigiets gebreek het, dan bel ek toe waar is jy, die plek, die hekke stap, ek het 'n padwiel, die geyser wil nie werk nie. Dan sê jy, don't worry my sis, ek's op pad. Jy was my maintenance man, my electrician, my plumber, my swembad fixer, my skoene fixer. Alles wat jy goed doen het, was sonder enige klagte. Dankie dat jy altyd daar was vir my en my kinders. Daar is nie genoeg waardering wat ek kan uitspreek vir jou, omdat jy altyd enige tyd, dag en nag, daar was vir my nie. Jy was regtig siek die laaste paar weke my boetie, en dit het my gebreek om jou so te sien. En die pyn waardeur jy gegaan het, nog steeds gehelp het, waar jy kon. Dankie en nog dankie. Jesus in die hemel het 'n baie gewillige engel kom haal en gekry om sy maintenance te kon doen in die hemel. Mag jou siel in rus in die hemel en hoop jy geniet die van saam met Jesus. Totdat ek eendag daar is by jou, Boeta. Vir altyd en lief vir jou. Amen. Okay, so I'm the English side of the family. Today we say goodbye to Uncle Billy, a truly kind-hearted man who never put his own needs before anyone else. That was just who he was, selfless, gentle, and full of love. Some of my favorite memories when I was a child, he would visit us every week after my dad would come home from night shift. Two of them would sit at the kitchen table, sharing a full loaf of bread
and cups of tea, talking for hours, not about people, but about dreams, about life, and about things that actually mattered. Those moments said everything about the kind of man he was. He also had a very playful side. He used to terrorize my dogs because they bark at him non-stop. And the day the Mason would arrive at the gate, there wasn't a single dog in sight. I suppose they knew they finally met their match. Good luck to them now in heaven, because he's going to terrorize them still. My Uncle Billy, you're amazing, loving, simply the best. You left a mark on all of us that will never fade. I'll always carry your kindness and your spirit with me, and I love you so much. Go and enjoy heaven, and go and enjoy your time in the garden from your Engelsmankie. I'm glad there was an English here. The heavenly language. Nee. Ek sal 'n laaste hand op hom hê. My geliefde, ons het gekom tot die einde van die diens en ek gaan vra, kom ons staan, kom ons buig ons hoofde en kom ons sluit ons oë. Baie dankie. Let's bow its close eyes. Willem Nel, van stof is jy geskape, tot stof sal jy terugkeer. Rus in vrede. Vader, die plek waar ons so graag wees, is in die holte van die hand. Trek ons net nader aan die boesem, vee ons trane af, herstel ons gebroke harte, sit 'n lied in ons hart, laat ons jubel en juig, wetend dat die dood verslaan is in Jesus naam. Amen. 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 Mag die Here toe sy herinneringe seën, u seën en troos die wat treur. May the Lord be gracious unto you. May make his face to shine on you. Lift up his countenance and bring you peace. Amen. Dis nie die einde, dis begin van die ewige lewe. Maak jou saak reg. Amen. Heaven is waiting. Ek gaan vra dat jy ons kan verskoon. Ons moet 12 uur in Alberton wees. So ek gaan opgooi.